Goeiemôre geliefdes. Hallo. Is julle bly met die huis van die Here te wees? Julle nog te vroeg. Is julle bly met die huis van die Here te wees? Amen. Glory to God. Kom ons staan op. En dan terwyl ons nog so die laaste sinnie sê van ons getuienis wat ons deel, kom ons sing lekker saam en dan sing ons, I will give him glory, I will give him praises. Let's give glory to the King of Kings, the Lord of Lords. Is hulle agter? I will give him glory. Wees jou koning. Halleluja. Daar's hy. Rusbaan is wakker. Amen. Goeiemôre geliefdes. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Ek wil vra neem gou die sitplek. Ons het heelwat afkondigings wat ek net weer wil gaan. Vanaand het ons 'n praise and worship geleentheid, so asseblief moet dit nie mis nie. Kom op na die huis van die Here toe om 6 tot 7 en ons gaan die Here net loof en prys. Kom saam en verheerlik God se naam deur jou aanbidding. Amen. Dan komende Sondag is ons dankofferfees. Mag ek sien hoeveel besoekers of nuwe lidmate hier is vanmôre. Wie net die hand opsteek asseblief. Daar's 'n paar nuus. Goed, laat my toe om dit asseblief te verduidelik. 2 maal 'n jaar het ons 'n dankoffer wat ons aan die Here bring. Die boodskap van vanmôre sal dit ook beter verduidelik. Maar vir die wat nou nie weet hoe dit werk nie, jy gee natuurlik vir die Here omdat alles wat jy ontvang uit sy hand uitkom. Amen. En daarom kom ons en bring ons 2 maal 'n jaar dank aan die Here. Sorg ons vir sy huis volgens die skrifte en bring ons daardie dankoffer in vertroue dat God dit wat hy in jou lewe begin het sal volbring. Dis 'n dankoffer wat ons vir die Here gee. So jy skryf nie jou naam op die koevertjie nie. Daar is wit koevertjies daar agter op die toonbank. Ons sal ook die dankoffer koevertjies hier hê volgende Sondag. Jy moet asseblief gaan stil raak voor die Here en gee hierdie dankoffer soos jy goed dink uit jou hart uit. So jy gee daardie bedrag naamloos in daardie koevertjie en jy dien dit in en jy vertrou op God om te
vermenigvuldig soos hy alleen kan. Amen. Ek dink is genoeg gesê oor die dankoffer, so dis volgende Sondag die 1 Junie, wat ons dan daardie dankofferfees sal hê. Nou komende donderdag is Hemelvaart. Die wêreld het die dag van ons al weggeneem, hulle gaan nie die diens van ons al wegneem nie. Amen. Donderdag aand het die Here Jesus 'n geskiedenis heen opgegaan en gesê ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En wanneer ek klaar is, kom ek weer om die te kom haal wat aan my behoort. Behoort jy aan Jesus? Amen. So kom asseblief donderdag aand om 7:00 op na die huis van die Here vir ons Hemelvaart boodskap. Dis hierdie komende donderdag. Dan die 2de tot die 4de, nou die dankoffer is die 1ste Sondag die 1 Junie. Die 2de, die Maandag tot die Woensdag, want nou is ons in Pinksterweek. Weereens, kan jy die Here dien sonder die Heilige Gees en krag? Het jy die Heilige Gees met krag nodig om staande te bly in die liste van hierdie wêreld en die vyand? Wees dan by daardie Pinksterdienste. God is getrou, hy sê as ons hom soek, sal ons hom vind. So ons gaan die Maandag aand, Dinsdag aand, Woensdag aand, die 2de tot die 4de gaan ons gebedsuur hê hier by die kerk. Dan die Donderdag tot die Sondag toe gaan ons Pinksterdienste hou. So die Donderdag en die Vrydag en die Saterdag aand om 7:00 het ons Pinksterdienste. Nou, ek gaan dit self aanbied hierdie jaar. Ek gaan jou nie hier hou vir ure en ure, soos wat sommige predikers kan nie. Maar asseblief, moenie uitmis daarop nie. Ek het 'n verwagting dat die Here kragtige werk gaan doen deur sy kinders. So asseblief, dit is dan die 1ste tot die 8ste, is Pinksterweek, gebedsure die eerste 3 aande, en dan dienste van die Donderdag tot die Sondag toe. En bid asseblief saam met my, sodat die Here ons sal seën met Heilige Gees krag. Amen. En dan vanmôre, dis daar nie so ver. Na die diens het ons toneelspan weer lekker soet gebak en sout gebak, wat hulle verkoop vir hulle toneelinsamelings. Daar's malva pudding, daar's brekkie buns, daar's allerlei tipe terte, daar's jaffels, daar's quiche pies. Hulle moes nou quiche maak, dat ek al woord moet uitspreek. Maar hulle het reg gekry. Prys die naam van die Here, so asseblief ondersteun hulle daarin. So na die diens, die koffiewinkel is oop, kry vir jou cappuccino. Sit 'n warm is teen 9:15, kry vir jou 'n milkshake. Asseblief ondersteun ons ook daarin vanmôre. Prys die naam van die Here. Mag ek vra dat ons almal opstaan, dat ek net open met gebed. Liewe Here, dit was 'n mond vol. Maar 'n mond vol van heerlikheid, waarin U hand in alles sal wees. Here, wat 'n vreugde bring dit nie tot ons harte nie. U is nie te besig om ook by ons stil te staan nie. So kom vanmôre in al die krag. Here, en staan by elkeen van ons stil. Laat U Gees die naprediker wees van U woord. En gee, Here, dat ons net ons ore sal oopmaak om te luister. Here, gee dat hierdie woord vanmôre ons net weer sal herinner dat U 'n ewige ware God is, Here. En Vader, dat U altyd uitkyk vir U kinders. Seën ons, mag ons lofprys en ons aanbidding vir U soete offer wees, en gee dat U naam in alles verheerlik word. Is my gebed vanmôre in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. So ons gaan nou die Here loof en prys, en ons lofprys en ons aanbidding tydens die sing van die eerste lied. Neem ons ook ons tiendes en ons offerhandes op. Mag die Here elke gewer seën. Amen. Dankie Elisabeth. Dankie pastoor. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Halleluja. Glory to God. Is jy 'n oorwinnaar in Jesus Christus?
Amen. Is jy die oorwinnaar in Jesus Christus? Kom ons sê met die Jesus. Jesus. Hy is die koning van konings, al die lof en al die eer kom hom toe. Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Die Christus wat ons die krag gee. Kom ons verlustig ons in die Here. Sonder die Gees kan ons nie. Oh,
waardig aan al die lof en al die eer vanmorgen. Here, ons roem in U, Here, dat dit wat U vir ons doen, Jesus. Here, dat ons kan proklameer, ons kan vaststaan, Here, ons vaststaan op U woord, in U woord, Jesus, U lewendige woord. En Here, met U hulp, Here, kan ons enig iets verwag. En Here, so kom ons vanmorgen, Here. U ken ieder en elke van ons vanmorgen, hier teenwoordig aanlyn. En Here, ons kom met lig U naam op vanmorgen, Here. En dit wat U doen vir ons, Here. Here, dankie dat ons kan weet ons is oorwinnaars met U. Al die lof en al die eer kom U toe vanmorgen. Kom ons lig U sy naam op vanmorgen, geliefdes, sodat ons kan binnen en gaan. Roep sy wonderlijke naam, roep hom uit. As jy jou hande wil opsteek, steek jou hande op. Roep hom aan vanmorgen. Moenie skroom nie, roep hom aan. Moenie staan bly nie, roep hom aan. Dan sê jy met Jesus, terwyl ons sing, of jy lig jou hande net op. Jou aanbidding is aanvaardbaar van Jesus. Want weet jy wat, die Hemelse Vader het ons elke week gemaak. Kom ons verrustig ons leef vanmorgen. Al die lof en eer kom ek toe. Halleluja. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
it, Lord. This morning we come because we know it's you and you alone, Lord. There's nothing else that we can do without you, Jesus. You come and put our minds. You come and put our spirit, Lord. You come and put our bodies, Lord. When we serve you, that we serve you in Jesus' name. What else can we do? Hallelujah. 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 Jesus. Let's give him praise. Let's give him praise. He's the King of kings. He's the Lord of lords. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Halleluja, loof die Here, want hy is die koning. Prys sy wonderlike naam. Terwyl die salwing van die Here nog oor ons is, wil ek graag, daar is geprofeteer dat die Here weer genesing vanuit hierdie kerk gaan bewerkstellig deur die krag van die Heilige Gees. En ons moet 'n gehoorsaamheid daarop reageer sodat die hand van God kan beweeg. En daarom gaan ek vanmôre vir die eerste keer vir iemand bid onder daardie profetiese woord wat neergekom het, sodat ons op God kan vertrou, wat die koning van die konings is, wat geen siekte se baas kan, geen siekte sal baas wees oor God nie, en God is by magte om te genees. Ek wil vanmôre vra, Willie, kan jy vir my asseblief hier na vore kom? Mag ons asseblief vir jou bid en God vertrou vir 'n wonderwerk asseblief. Nou die woord van die Here sê, wanneer iemand siek is, moet hulle na die ouderlinge toe kom, die ouderlinge moet hulle seën en salf en vir hulle bid, en God sal genees. Willie is gediagnoseer met kanker, en ons weet dat daardie vyand ons liggaam wil afbreek, en Willie, vanmôre wil ons jou seën en salf in die naam van die Here, en wil ons vertrou dat God daardie genesingswerk sal doen. So terwyl ek hierdie heilige olie vanmôre gebruik om jou te salf, spreek ek genesing oor jou liggaam in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hemelse Vader, ons is gehoorsaam. Ons dra die siekes aan U op. Ons het die geloof dat U sal genees, en daarom bid ons in die naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, dat U hierdie kanker nou in die naam van Jesus sal opdroog, en spreek ek genesing in die autoriteit wat ek het, in Jesus Christus naam. Willie word gesond in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Baie dankie Willie. Ons kan nie wag om daardie mooi getuienis te hoor van die wonderwerk wat God in jou lewe gedoen het nie. Prys die naam van die Here. Halleluja. God is goed. Ons weet, mag ek net groot praat van ons God.
As ek terugdink aan COVID en my hart gaan uit en al daardie ander kerke en ander organisasies wat soveel mense verloor het in daardie inperking, maar God was vir hierdie kerk goed. Ons het nie een sterfte gehad in COVID-19 nie. Prys die naam van die Here. Halleluja, se hande kom. Glory be to him. Jy kan solank die Bybels oopmaak op Psalm 50. En weet jy, terwyl ek hierdie Psalm deurgewerk het, kan ek nie anders as om die openbaring wat die Here vir my gegee het ook met julle te deel nie. En ek weet dat die Heilige Gees my vanmôre sal lei om dit so voor te lees soos wat God dit vir my gegee het. Die woord van die Here is beautiful. Waarlik, wanneer die Heilige Gees saam jou lees, wanneer die Heilige Gees openbaar, dan gaan jy vir dae lank lees. Dan word jy kwaad as iets anders jou nou kom pla, wat sy tyd het, maar jy sien nou daarvoor lus nie. Ek is by die Here, Maria het dit goed geken. Kyk, die huis was al vuil en die kos was al gaar, maar sy het nog gesit. Maar mag die Heilige Gees my lei en mag hy die naprediker wees van hierdie woord vanmôre. Kom ons lees saam. Psalm 50 vanaf vers 1. Nou ek wil net gou vir u noem. Wat hier vir my uitstaan is Asaf, dis die eerste Psalm van Asaf. Nou hy was een van die sangleiers van daardie tyd. En hierdie is een van sy eerste psalms wat ons in die Bybel vind. Ek dink daar's 12 van hulle. Maar wat vir my so mooi is hier is Asaf skryf hierdie gedig of lied, maar God skryf saam. Asaf praat en dan praat die Here. Dit is beautiful om raak te sien, so net om jou te sê, soos ons lees, gaan ek die eerste 6 verse, behalwe vers 5 is die Here, maar die eerste 6 verse is as te ware Asaf se inleiding, en dan praat God. Kom ons lees saam. 'n Psalm van Asaf, die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemele daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. En dan kom die Here in en sê, versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En Asaf gaan aan en sê in vers 6, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Selah. En wanneer jy daar die woordjie in die Bybel raak lees, wees maar gehoorsaam. Dit beteken bedink wat ek nou gesê het. Mag ons dit gou net gaan saam bedink. Die sien, Asaf sê bedink dat die God wat ons dien, die God van alle gode is. Nou ek het probeer dink om as illustrasie of voorbeeld vir julle ietsie te wys wat volkomenheid is. Volkomenheid van skoonheid. Weet dit is soos 'n oomblik. Ek en my vrou gaan tel skulpies op en as ek 'n grootte sien ek het hom, dan kom ek terug na Amanda toe en sê weet jy wat ek bedoel by dis daai skoonheidsoomlik, niks is nog ooit mooier of beter gewees as dit nie. En dan skielik
verskyn God in ligglans. Jy het nog nooit mooier gesien nie, jy gaan nog nooit weer mooier sien nie, en skielik uit dit wat mooi is, kom die ligglans van God deur. Halleluja. Onse God kom en hy kan nie swyg nie. Ja, 4 verteer voor hom. Ons ken 4 wat verteer. Maar 4 verkeer voor God. Selfs 4 het geen krag. En dan hierdie storm wat hom volg, hierdie geweldige donderslaan storms wat agter God aankom. Die almag van die Here het gekom. Wie sal sy oë kan ophef as daardie oomblik aanbreek? Ek gaan vir myself plat maak. Ek gaan die stof van die aarde word en in aanbidding voor daardie God, my God, neerval. Amen. Prys die naam van die Here. Jy sien, ons het hierdie komende week, volgende Sondag, ons dankoffer. En ek gaan nie vanmôre met jou praat oor geld nie. Ek gaan vanmôre met jou praat oor jou offer aan die Here. En wat daardie offer behels en wat daardie offer moet wees. Maar ek wil jou vra, in voorbereiding vir die dankoffer, daar is meer as genoeg stilte tyd in Psalm 50 om jou 'n week besig te hou. Glo vir my, ek bly by die tema vanmôre, maar daar is soveel om hieroor te sê, want hoe meer jy daaroor gaan stil raak, hoe meer jy daaroor bid, hoe meer jy dit uitrafel, hoe meer ontvang jy. So dit gaan jou heel week besig hou, maar ek wil jou vra, in Jesus naam, maak Psalm 50 hierdie week jou stilte tyd. Loop met 'n versie heel dag, praat met die Here, vra Here, openbaar aan my, wat beteken dit? Wat is die grootheid van die almag? Waarom verteer vuur voor U? Waarom kom die donderstorms U agterna? En ontvang net, want dis ek wat vir jou vra om dit te gaan doen. Want die Here gaan jou bless. Die Here gaan dit vir jou openbaar deur sy Gees. Vers 7. Nou is God aan die woord en hy sê, hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie. En jou brandoffers is altyd deur voor my, sê die Here. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is van my, sê die Here. As ek honger het, sal ek dit jou nie sê nie. Want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Dit is Asaf wat weer skielik hier inkom en die mensdom probeer help. Asaf roep uit, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En die Here gaan aan en sê, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? Terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werk,
As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom. Jy stem saam met hom, jy spring saam met hom in die vuur. Dis wat die Here daar sê. En jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer. Die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen. En sou ek swyg? God sê, jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer, eer my. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat sien. Glory be unto the Lord. Geliefdes, die teks gaan oor offers. En die mense van God word genoem, vers 5b, hulle wat by die offers my verbond hernie. Die ou vertaling wat ons nou gelees het, sê hulle wat by die offer my verbond sluit. Anders as Israel is offers vir Christene as ritueel baie vreemd. As ons nou volgende Sondag hier kom en dis dankoffer en ons kom met bokke en stiere en beeste hier ingestap, gaan dit snaaks wees. Daar is bloot nie so ding soos om lewende hawe kerk toe te bring en te offer voor God mee nie. En tog is dit nie heeltemal vreemd nie. Weer ek nou ongelukkig baie snaakse ding doen. Ek wil Chris, gee asseblief gou vir Pieter net daai stokkie. Pieter, jy sal sien daar's 'n kort getuienis daarop wat met 'n suurlemoenboom te doen het. Maar terwyl jy dit vir ons kry, gaan ek aangaan. Offers in die vorm van lewende hawe het histories belangrike simboliese betekenis. Jy sien, want wanneer jy daardie bul in die Ou Testament na die tempel toe opgebring het, offer jy eintlik jou arbeid, jou tyd en jou hulpbronne op om daardie bul groot te gemaak het. Daardie bul kon selfs jou familie gevoer het vir nogal 'n rukkie, indien dit sou moes. Maar al hierdie dinge word opgeoffer wanneer jy 'n offer aan God bring. En die vraag is hoekom? Die vraag is hoekom? Is dit bloot natuurlik? Is dit bloot net om die wet na te kom? Want in daardie tyd was dit die wet van God gewees en moes almal daardie stier of bok of duif of wat ook al die offer is bring vir die vergifnis van sy sonde. Amen. Almal nog met my. Dus ons sal reg met daardie videoetjie. Kom ons kyk dan net gou hierna. Dis hoekom ek sê om hierdie offers van God te bring in ritueel is vir ons vreemd. Maar tog gebeur dit nog. Baie dankie Dieter. I headed to Bakersfield, California, where Norm tithed his first fruit off a lemon tree. What I saw was almost unbelievable. We got 2 lemon trees at the same time. I planted one here. You can tell we're not gardeners, obviously, so it's not like and these make great lemonade. We can cut these up and we freeze them. We'll put them in ice trays and make little ice cubes, and the girls do that. And so you got lemon tea when it's not lemon season. And it said in Leviticus, I believe, you don't harvest the crop the first 3 years. You don't take it off the tree, and in the 4th year you give the first fruit to God. So that's the natural lemons. I took the best one. That's how the story started. Here's the tree. Yeah. So it's the tree you tithed on. Okay, yeah. I picked the best one off the tree. There's 12 lemons on it. And I picked the best one and I washed it. And I wiped it off and I wrote first fruits on it. And then we just got those Catholic looking offering bags. We always have to take your fried chicken buckets. And
I was hesitant, but I kind of looked both ways and I slipped it in that bag. But since then, it doesn't make any smalls, it doesn't make no mediums, it only makes the sons. The 10% that we give to God leaves me to 90% left over. I don't think I can live on 100% anymore. You've seen a little of my lifestyle. Man, God makes that 90% that He leaves me with. He blesses that. When He blesses something, He makes more out of it than it is. Like when He was with the 5,000, He brought the fish and the loaves. He held that snack up to God and thanked Him for the snack. And then He multiplied, and the snack was multiplied. My 90 that I keep, God turns into 125 or maybe 140. Maybe that's He might make that 140% instead of 90. But I couldn't live on 100%. Yeah, 100% I don't think would pay what I need to pay every month. And the church, the pastor said, since then, they've done all kinds of stuff in the offering. I never put nothing besides money in that bag or in the bucket before that. And they played that video at our church. And since then, man, there's all kinds of stuff, fruits and vegetables and stuff in the offering. And people, because they saw that video, people in the church have put other things besides money in the offering now. So the best thing you can do for your business is tithe. Absolutely. Halleluja. Baie dankie, Dieter. Ons dien ook 'n God van wonders. En as jy op God vertrou om te gee na die behoeftes wat jy het, God is groter as dit. Maar in daardie tyd was die ritueel gewees om daardie os, daardie dier te bring, en dan is daardie dier geslag, die bloed en die vet is verbrand vir die Here as 'n dankoffer, om bloot natuurlik aan die wet te voldoen. Maar daar is 'n dieper belang hier. Dit was om met God te onderhandel vir 'n beter toekoms. Nou baie sal nou sê vir jou, ons mag nie, ons kan nie met God onderhandel nie. Ek praat nie van daardie onderhandeling, onthou jy toe jy kind was, en jy het jouself in die moeilikheid gebring, dan gaan jy na die Here toe en sê, Here, asseblief, moenie laat my ma my slaan nie, en dan sal ek nooit weer dit doen nie. Ek praat nie van daardie tipe onderhandeling nie. Of Here, gee asseblief vir my genoeg geld om my skuld te delg, dan sal ek elke Sondag kerk toe gaan. Ek praat nie van daardie onderhandeling nie. Ek praat van 'n onderhandeling wat deur God geïnisieer is. Gaan kyk maar na elke belofte wat daar is in God se woord. Daar is 'n voorwaarde aan gekoppel. So ek kan met God onderhandel deur gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir my gevra het om te doen, sodat ek in daardie seën kan lewe. So niemand kan my nou weer skeer oor dat ek sê ons onderhandel met God nie. Amen. Prys die naam van die Here. En dan is daar ook 'n gemeenskaplike aspek van hierdie offers gewees. Daardie vet en bloed was 'n offer aan die Here en al die eetbare kos was gaar gemaak en die hele volk het bymekaar gekom en saam geëet. Dis waarom ons in Desember se dankoffer ook saam kuier en 'n feesmaal na die dankoffer het, om ook daar in die samesyn mekaar te geniet, want ons bargain, can I use the English word? We bargain with God and man, so that we can have a prosperous future. Ons onderhandel met God en ons onderhandel met die mens, sodat ons lewe vorentoe goed kan wees. Maar baie mense vat en vat en vat net tot hulle eie gewin, maar kort voor lank vind jy jouself alleen. Jy wil nie daar wees. Jy wil nie daar wees. Dit is 'n verskriklike eensaamheid daar. En daarom wil ek saam my mense wees. Daarom, julle is my familie. Kan ek na enige iemand toe kom en jou guns vra, want ons is 'n familie. Om 'n offer te bring was dus om met beide God en mens in goeie verhouding te staan. Deur op te offer wat jy tot beskikking het, jou tyd, jou hulpbronne en jou arbeid.
En indien jy met God en mens in goeie verhouding staan, dan gaan dit met jou goed. Want mense en God mag jou dalk goedgesind wees. Hierdie opoffering van jou tyd en jou hulpbronne en jou arbeid is die spel wat ons speel in hierdie samelewing. Deurdat ons ons lewens so opoffer, dat ons kan onderhandel vir 'n goeie toekoms met God en met die mens. Maar alles wat Psalm 50 wil sê, het ek nog nie gesê nie. Jy sien, daar is 2 opofferings waarmee God nie tevrede is nie. God soek jou onverdeelde trou. Die eerste is die brandoffer sonder dank. En mense, terwyl ek hierdie oor en oor gelees en daaroor gebid en daaraan gedink het, en daar vir my so mooi openbaring hieruit gekom, dat ek self moes bely. Dat ek self moes, ek was so opgewonde omdat die Here dit aan my uitgewys het, want ek het dit nooit raak gesien. Kom ons hoor. Hier blyk dat God nie opofferinge wat gelyk is aan godsdienstigheid sonder waardering soek nie. Natuurlik soek die Here jou aanbidding. Natuurlik soek die Here jou opoffering. Natuurlik soek die Here jou godsdienstigheid, maar nie sonder dankbaarheid nie. Amen. Vers 8 sê God, gevolg deur, in vers 8, ek wil dit graag vir julle lees, want dit is die openbaring wat ek gekry het. Vers 8 sê, oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Wat die Here gesê het vir almal van hulle is, weet wat, julle is awesome. Julle bring elke keer julle offer. So ek bestraf jou nie oor jou offer wat jy bring nie, want jy het goed gedoen. Hy sê ek bestraf jou nie oor die manier waarop jy dit gedoen het nie. Hy sê maar weet jy wat nie, alles wat daar is behoort aan my. Ek het nie nodig dat jy vir my moet gee nie. En dan kom hy in vers 14 en hy sê, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Jy sien, wanneer jy daardie offer bring, moet jy dit bring met dankbaarheid. Moet jy dit bring omdat jy dit wil bring, nie omdat jy dit moet bring nie. Moet jy dit bring omdat jy graag wil aansien hê by God, maar nie aansien hê by die mens nie. Daarom is ons dankoffer naamloos. God weet. Die pastore hoef nie te weet nie. Die tesourier hoef nie te weet nie. Want dit is jou offer aan God. Tiendes is 'n ander saak. Daarby is ons gehoorsaam en betaal ons tiende oor aan die skatkis van die Here se huis en sit ons naampie op vir alle administratiewe doeleindes vir die kerk. Maar jou dankoffer as kiestog is 'n saak tussen jou en God. Offers in die vorm, kiestog, dan moet by plek kry. So vers 14 sê, offer dank aan God en betaal jou offers aan God. Dis iets soos, ja, jy offer jou tyd, jy offer jou hulpbronne, jy offer jou arbeid, maar jou hart is nie in dit nie. God soek nie daardie offer nie. Jy spandeer tyd met jou familie, maar jou kop vir die einde baanplek wees. Jy kom en jy neem deel in die samelewing van die kerk en die kerkgroep en maar eintlik wil jy hê dit moet tog net einde kry. Jy sien, daar's geen dank nie. So daardie offer wat jy bring om aansien te wen by die mens, is voor God niks werd nie. Jy neem deel in jou gemeenskap, maar jy droom eintlik dat alles verval en tot niet moet gaan.
dit is die eerste offer wat God nie meer gelukkig is nie. 'n Brandoffer sonder dank. Dan is daar die tweede opoffering wat God verwerp. En dis nie eintlik 'n opoffering nie. Eerder die afwesigheid van 'n opoffering. As opoffering is om met God en mens te onderhandel vir die moontlikheid van 'n goeie toekoms, dan is die afwesigheid van opoffering selfs erger as 'n brandoffer sonder dank. Want jy is nou besig om net te vat en nooit te gee nie. Psalm 50 noem hierdie afwesigheid van opoffering goddeloosheid. Vers 16. Dit is om jouself 'n toekoms te beplan en te bou, deur almal en alles te verneek, selfs vir God. Malagi 3 vers 6 tot 12, hoor wat sê die Here. Want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Ek gaan dan kerk toe. Ek gee my arbeid. Ek is mededeelsaam, maar God sê jou hart is nie daar. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my. Julle, die hele nasie. Bring die hele tiende na die skatkuis, na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin. Eerste en die enigste plek in die Bybel waar die Here sê, beproef my. Beproef my hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemele sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Daardie kort klippie wat ons gekyk het, en daar die man gesê, toe hy sy tiende begin gee, het die Here sy 100% te 150% gemaak. En hy erken dit, hy sê, ek kan nie lewe van 100% van wat ek gehad het. Want God het vermeerder. Die Here sê, en al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Ons dien 'n God wat vir ons wil gee ver meer as wat ons kan bid of vra, maar ons het net nodig om te leer hoe om rentmeesters te wees van dit wat hy aan ons toevertrou. Weet jy, is geen heiligheid, diefstal en leens. Leens oor ander, leens oor jouself, dat jy wil jouself bevorder en ander te neerdruk. Daardie tipe van leens is eienskappe van die goddelose. Voor ek by die regte dankoffer wat aanvaarbaar vir God is kom, wil ek net graag vir iets sê. Die potensiaal van elkeen van ons wat hier sit as mens, ons het almal die potensiaal vir die goeie en die slegte. Ons het almal die potensiaal om dit waarteen ons nou gewaarsku is deur die Gees, onsself daarin te bevind. Ek, ellendige mens, wie sal my red van hierdie liggaam tot die dood? Ek roem in Christus Jesus, my verlosser. So wanneer jy hierdie na vore sien kom in jou lewe, gee dit vir die Here, bestraf dit, vra God
om jou gedagtes te verander. Vra God om vir jou die regte insettinge te gee, sodat jy reg kan optree, sodat jou dankoffer wat jy bring, vir hom aanneemlik sal wees. Baie van ons gee ons tyd, ons hulpbronne en ons arbeid, maar ons wend dit net so sleg aan as hierdie twee moontlikhede wat God verwerp het. En jy behoort dit ook te kan sien aangaande jouself. Ek het dit aan myself gesien. Dit is nie altyd lekker nie. Die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard wat indring. Maar wanneer jy die openbaring gekry het en God vir jou wys hoe lief hy jou het, dat jy vergewe is, halleluja, dan is daar niks beter nie. Maar dan hoor ons die goeie nuus. Pastoor, ek dacht jy gaan my daarby kom. Vers 23. Die een wat dank offer, eer my. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Die 2020 vertaling sê, wie dankoffers bring, eer my, en wie 'n weg baan. Ek sal op God se verlossing laat ervaar. En nou sê die klein geskryf in die 2020 vertaling, ons verstaan nie regtig wat die woord hier vir ons wil sê nie. Goed, ek gaan dit vir julle lees, want ek het net so gecopy-paste. Die aanvaarbare opoffering voor God is dankoffers. Dalk is dit om jou tyd, jou hulpbronne en jou arbeid met waardering op te offer. Dalk is dit om dankbaar te wees vir dit wat jou lewe vul. Jou familie, jou geleenthede, jou tradisies, jou samelewing. Nou die woord, wie 'n weg baan is interessant. Daar's 'n foto uit aan die 2020 vertaling, dat die vertalers onseker is oor die betekenis. In die Engelse vertaling staan daar, he who sacrifices thank offerings honor me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God. Nou is die vraag, dalk is die betekenis onduidelik, of dalk is die dankoffer juist die daad wat die weg baan na God se verlossing. Vanuit dankbaarheid vloei verlossing. Vanuit die korrekte opoffering vloei 'n toekoms. En vanuit waardering vloei geleenthede van lewe. Halleluja. Is dit nie beautiful nie? Baie gesprekke wat ek deesdae hoor oor die toekoms is gelaai met onsekerheid en pessimisme. Ons het nie meer hoop nie. Oplossings vir hierdie ellendige toekoms is gewoonlik gerig op stelselveranderings in die regering, in die samelewing en in die kerk. En dit is goed. Ons moet veranderings aanbring, ons moet ander dinge begin probeer om dit te laat beter gaan met ons. Maar dalk is dit juis in die idee van waardering. Waardering vir onder andere die lewe. Het jy vanmôre vir die Here dankie gesê vir hierdie dag? Ek het vergeet. Maar mag gepreek seker. Die geleenthede wat oor jou pad kom, waardering daarvoor. Waardering en die mense om jou. Dat ons opofferings van tyd, hulpbronne en arbeid die weg baan na 'n toekoms wat verwoord kan word as God se verlossing eerder as totale vernietiging. En hierdie het vir my so mooi afgesluit. Want weet jy wat, die woord van die Here maak jou partymal bang. Wanneer ek hierdie my geestesoog hierdie kom sien. Wanneer ek my geestesoog, kom ek lees dit weer vir jou, want mense word nooit moeg vir die woord nie. Wanneer ek my geestesoog sien, die volkomenheid van skoonheid, en daarin sien, hoe dat God verskyn in ligglans, met daardie vuur wat voor hom verteer, en die storms wat agter hom aankom, dan word ek bang. Daar's 'n vrees.
Maar weet jy, wanneer ek uit hierdie dankbaarheid begin leef, wat die Here vir ons sê, miskien moet ons net in dankbaarheid begin leef. Miskien moet ons net ons arbeid, wat ons opofferings wat ons vir die Here maak, vir die mense maak, as ons dit net kan begin doen in waardering, dan gaan daar die vrees verander in verlossing. Amen. En dan wanneer ek weer daarna kyk en ek sien die glans van die Here kom, dan kan ek sê halleluja, o Jesus kom. Amen. Prys die naam van die Here. Ek hoop jy het ontvang. Die musikante kan vir my na vore kom. Geliefdes, asseblief, daar's baie in Psalm 50, ek moes myself, die leisel styf trek om nie so toe te gaan vanmôre nie. Maar daar is soveel wat die Here uit Psalm 50 vir ons wil openbaar. Spandeer tyd daarin en kom deel dit met ons. Dis ons dankoffer volgende week. Jy kan ons 'n getuienis bring van dank wat God gedoen het in hierdie week toe jy Psalm 50 deurwerk. Amen. Prys die naam van die Here. Musiekspan sal ons uitsing, dan sluit ek af daarna. Baie dankie. Ek voel ons moet 'n lofoffer aan die Here bring. Pastor Theo's passie vanmôre vir die woord, hoe lewendig die woord is en die offer wat ons kan bring. So kom ons prys die Here saam. Gee 'n lofoffer. Halleluja. We bring a sacrifice of praise. We bring a sacrifice of praise. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen.